Hi, ek wil jou graag nooi na wat seker een van die beste 4x4 ekspedisies kan wees. Dis 'n toer wat baie spesifiek gefokus is op die Caprivi strook, deesdae die Zambesi, en ons vat hom van die weste na die ooste. Ons kuier langs die Kavango rivier op, ons kuier by die ou 3-2 Bataljon se basis, en teenoor ons slaap daar, daai hele Buffalo wildernisgebied, ongelooflike diere besigtiging wat vir ons wag. En dan die Kavango op sy eie, en die bootrit en al hierdie goed. En dan skuif ons na die Kwando rivier toe, waar ons suid gaan, verby Fort Doppies, waar die spesmagte basis was, met 'n enorme klomp stories. En dan gaan kamp ons by Nambwa, wat vir ons 'n hegte basis gee vir 4 nagte. En van daar af eksploreer ons seker een van die mooiste stukkies van die Afrika wildernis wat daar is. Ongered, verskriklik mooi, hier en daar 'n bietjie lekker dik sand, maar een groot avontuur. En dan gaan ons noord in Suidoos Angola in die gebied in KwaNdlu-Kubangu, en ons gaan plak so 40 km binne in Angola, langs die Kwando rivier, met die uitsluitlike doel om weer staties te wees. So terloops, in hierdie geval is dit nou wat ons sal noem wild camping. Met ander woorde, al die ander plekke het geriewe, maar hier is nou nie geriewe nie. Maar moenie bekommerd wees nie, dis maklik om te bestuur. En van daar af, jy weet, as dit nou wild kyk, daar's 'n potensiële die besigtiging van baie groot olifanttroppe, daar was al leeu's gewees, daar's wilde honde, daar's baie swart-wit pense, en as ons gelukkig gesien ons al hierdie goed, en dis wat ons voorhoop. En ons kan ook 'n dag 'n bietjie opry, enkelpad, opry in 'n groep en gaan kyk hoe lyk die dorp Jamba, wat ook baie bekend was. Onthou Unita het daai gebied gedomineer, en daar's baie opleiding vir hulle gedoen in daai gebied. En Jamba was ook Jonas Savimbi se tuisdorp, en daar's ook 'n hele geskiedenis op sy eie. So dis 'n plek waar nog niemand was nie. Mense gaan nie soontoe nie. Dis 'n baie groot park, maar mense gaan nie soontoe nie, omdat dit so afgesonder is. En as jy saam met ons gaan, sal jy in alle waarskynlikheid die tweede groep wees wat op daai roete saam met ons gaan, in die geskiedenis van daai plek. En dit maak dit, dink ek, baie besonder. En dan skuif ons na die Chobe rivier se kant toe, Kasane, en van daar af gaan ons huis toe. Het is nie 'n lang toer nie, is 'n lekker toer. Jy het 'n 4x4 voertuig nodig, jy kan 'n boswaas saambring. Uit die aard van die saak moet alles maar net goed versorg en voorsien wees om dit sinvol te maak vir almal van ons. En dis 'n betaalde toer. En ek dink die waarde van die toer lê eintlik nie net in die sand en die diere nie, en die ry nie, en die feit dat jy in 'n veilige omgewing kan wees nie. Die waarde lê daarin dat myself en my kollega Koos Moorcroft die toer inkleur met stories. Stories van goed wat gebeur het, die plekke, en dit word eintlik 'n storieboekreis van fenominale ervarings vanuit die verlede, wat nou weer nuwe betekenis kry binne die konteks van lewe, en dit waarmee ons elke dag besig is. So, lekker toer. As jy die skakel volg en jy sê vir ons, jy stel belang, dan stuur ons vir jou al die inligting wat jy nodig het om hierdie toer te verstaan, en wat die kostes is, en wat is die afstande wat ons gaan ry, en hoeveel nagte is ons waar, en jy sal baie maklik eintlik dan 'n besluit kan neem. So, enigiemand, baie welkom.